Goeiemôre. Jy luister na oordenking 120 in die reeks Kopskuif. Ons praat vanoggend oor gesonde gedagtes. Ons het gister gesels oor hoe negatiewe gedagtes ons liggame beïnvloed en dat gedagtes uiteindelik biologiese vorm aanneem. Jy kan jouself siek dink. Vanmôre vra ek die vraag: kan jy jouself gesond dink? Oor die jare heen het ek die interessante verhale gehoor van mense wat vir my vertel het hoe hulle soms in geweldige pyn gebid het en gevra dat die Here hulle pyn wegneem en dat dit dan inderdaad gebeur het. Selfs partykeer net vir daardie nag of daardie oggend. Mense het ook al vir my vertel hoe hulle deur positiewe gedagtes hulle pyn kon verminder. En dit maak vir my baie sin. Maar Dr. Pieter van Jaarsveld verwys na 'n man met die naam Dr. Joe Dispenza, wat na 'n traumatiese fietsongeluk besluit het om nie die dokter se raad te volg en vir operasies te gaan nie, maar eerder besluit het om sy gedagtes vir genesing in te span. Hy is nie 'n mediese dokter nie, maar 'n chiropraktisyn. En luister nou fyn daarna. Hy het volgens sy eie weergawe van gebeure 6 rugwervels in die fietsongeluk beseer. Binne weke het hy met positiewe denke sy rugwervels herstel. Nou ja, soos dit maar altyd is daar geweldige komplekse teorieë wat hiermee saamhang. Maar dis nou waar die skeptiese tieners inskop. Ek het soveel as moontlik binne my beskikbare tyd probeer oplees oor Joe Dispenza en sy teorie. En soos dit maar altyd gaan, elke keer wanneer hierdie dinge op die tafel kom en groot opwagting maak, vind jy 'n quasi-opgeleide dokter of prediker wat buitensporige aansprake maak van honderde mense wat deur hulle genees is. Eerstens, daar is geen mediese rekords van Joe Dispenza of ander soos hy, wie se besering sodanig genees het nie. Tweedens, wat hy doen en baie ander ouens soos hy, is dat hulle bogstories kamoufleer met wetenskaplike gebrabbel. Is gewoonlik 'n voorlegging van die mind-spirit connection, die vibrasie van die universum en 'n stroopie kwantumfisika. Daar is eintlik tientalle sulke boeke al geskryf, waarskynlik honderde, oor die geheim van die heelal en dies meer. Kry 'n helder voorstelling van wat jy graag wil hê of wil bereik. Jy moet die geloof hê dat dit moet gebeur. Jy moet oop wees om dit te ontvang en jou gedagtes skep dan 'n nuwe werklikheid. Baie keer word die woord manifestasie hiervoor gebruik. Ek wil nou nie te lank hieroor praat nie, maar daar is talle navorsing hieroor gedoen. Mense wat werklik wil hê dat dit moet waar wees. Maar die resultate kom tot dieselfde konklusie. Dit is kwaksalvers wat met vernekery in woorde en begrippe mense kil wat desperaat en naïef is. Wat bedoel ek met die vernekery met woorde en begrippe? Kom ek illustreer dit. My oordenkings elke oggend help jou met die integrasie van neurokognitiewe metaprosesse met 'n bio-energetiese regulering van 'n multidimensionele paradigma wat die fenomenologie van 'n psigosomatiese interaksie integreer. Wat het ek sopas gesê? Absoluut niks. Ek het 'n klomp groot woorde aan mekaar geflans. En as ek nou ook nog 'n flamboyante persoonlikheid gehad het en vir jou 'n paar gevalle studies kon opnoem waar dit gewerk het, kan ek nogal groot geld vra daarvoor. So kom ons keer terug na die kern van ons gesprek. Positiewe denke het 'n positiewe effek op ons liggame. Maak geen fout nie. Maar die mees positiewe en fikste mense wat ek in my lewe geken het vroeg aan 'n hartaanval gesterf. En ek ken verbitterde, negatiewe en pessimistiese mense wat 100 jaar oud word. Die lewe is nie so netjies in blokkies en raampies in te deel nie. Vergewe my nou maar dat ek skepties is daaroor. Maar ek het te veel kere gesien dat mense 'n rad voor die oë gedraai is.
As jou rugwervels gekraak is, gebreek is, as jou heup misvorm is, of watter kondisie jy ook al het, help positiewe denke jou net so ver. Kan jou help om positief te bly? Ja, dit kan jou help om vinniger te herstel na die operasie. Kan deur 'n ongeneeslike siekte beslis jou 'n voller lewe laat lei. Maar ek dink nie ons brein het towerkrag nie. As dit waar was, moes die apostels nie die evangelie van die koninkryk van God gaan verkondig het nie, maar eerder eers onder 'n boom in die skaduwee gaan lê en mediteer het met manifestasies van 'n vredelewende keiser en 'n wêreld waar almal lief is vir mekaar. Maar dit het hulle nie gedoen nie. Hulle het met hulle voete deur die stofstrate van Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde, die harde werk gedoen deur te preek, met hulle hande siekes te versorg, hongeres te voed, mekaar lief te hê en verantwoordelik gehou om mense van die weg te bly. Natuurlik is daar baie dinge tussen hemel en aarde wat ek en jy nie verstaan nie. Maar ek hou tog maar daarvan om 'n geheel beeld van die werklikheid in die oog te hou. En elke uitsonderlike belofte wat my groot geld gaan kos, benader ek maar met 'n goeie tikkie agterdog. Kom ons bid saam. Hemelvader, 'n visie van môre soos die profete dit aan ons verkondig het, sal ons almal in die hart hou. Ons sal almal daarvan bly droom, dat daar 'n wêreld is van vrede, van genesing, van kennis van u woord. Ons besef tog, Here, dat daar op hierdie pad ook lyding is, dat ons ook kan siek word en uiteindelik ook sal sterf. Help ons om u beloftes voor oë te hou, om positief in ons harte te bly, maar ook ons lyding, ons kruise op te neem, wanneer dit op ons pad kom, ook geduldig en gedwee in die voetspore van Christus. Ons bid vir mekaar in hierdie oggend, dat u ons elkeen sal toerus vir die werk wat u vir ons op aarde gegee het, dat ons dit getrou sal doen tot die dag dat u ons kom haal. Laat u koninkryk kom. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.